Hartelijke goeienaand, beloveds, vrienden. Wat een voorrecht is het weer vanavond om u te groeten in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Ek is die Here innig dankbaar vir week wat hy ons veral vir my deurgedra het. Dit kon so anders gewees het. Ek kon gesterf het, ek kon in die hospitaal beland het, ek kon in 'n inrigting beland het, maar die genade van die Here, dit was vir my genoeg. En daarvoor is ek die Here innig dankbaar, liewe vriende, vir 'n uitgespaarde lewe. Amen. Inderdaad sing CeCe Winans hierdie lied, It wasn't easy, but it was worth it. Weereens wil ek my dank uitspreek vir die getroue kykers, getroue viewers op hierdie blad. En baie dankie dat u julle ook deelname het aan hierdie blad, deurdat u like en dan ook share aan u vriende, kollegas en families. Baie dankie daarvoor. Liewe vriende, ek het so 'n dag gelede, gister, het ek gepraat oor Psalm 37 vers 23, waar Dawid in sy ouderdom hierdie stelling maak, en hierdie bekentenis maak, waar hy sê dat die gange van my lewe is vasgemaak deur die Here. Amen. En die nuwe vertaling lees dit, as ek praat van die nuwe vertaling, dan praat ek van die 83 vertaling, nie die 2020 of die 2007 vertaling nie, maar die 1983 vertaling sê dat die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. Amen. Liewe vriende, op hierdie blad kry ek nou die voorreg om jy weet, mense uit my verlede uit lyk my terug te roep, en die respons is geweldig. Mense vanuit my jeugdae het nou al kontak gemaak met my, en beide gemeentes, verskeie gemeentes geleedere uit, AGS uit my sonnaskooljare, mense maak kontak, Full Gospel, my jeug, en van daardie tyd, hulle maak kontak, en jy weet, hulle is in ekstase vir waarna toe die Here ons lewens gevat het, dat ons nog aan die kant van die lewe is, en so aan, en nou bietjie dag, kontak, iemand vir wie ek sonnaskool gegee het, Jessica Festus, van is nou, sy is getrouwd, kan nou nie by die van kom nie, maar sy is in die kant van Stellenbosch, en sy kontak vir my en sê vir my, jyne, dankbaar vir die Here dat ons hom nou weer kontak, dat sy nou weer kontak kan maak en so aan. En die mooiste van alles, hulle almal dien nog die Here. Dit is so wat belangrik is. Amen. Het is eintlik goed om te sien dat iemand vir wie hy sonnaskool gegee het, die Here nou nog dien. Amen. Aan God al die ere. Hy het wonders gedoen. Amen. Op hierdie blad kom die Here en hy bring ons weer uit ons ou die verlede, bring hy ons mense weer by mekaar, en ons kan nou weer gesels, al het ons nie sigbare kontak nie, maar ons kan op hierdie blad, op social media met mekaar kontak maak, en dan ook
mekaar bemoedig. Prys die Here. Ou vriend hier uit Bontheuwel uit het met my kontak gemaak. Hy was my strooijonker, destyds evangelis. Nou vandag in hierdie tyd is hy 'n kragtige polisieman. Amen. Prys die naam van die Here. Hierdie blad doen wonders. Amen. Ek wil eers praat van my ander vriende en kollegas in die evangelie. Ek dink aan David Gous, Kraaifontein, saam in die jeug gewees. Amen. Ons is die Boland, die Boland jeug en die streeks jeug. Winston Souls. Amen. Vandag evangelis Winston Souls. Man, die Here doen wonders op hierdie blad. En dan ook pastoor emeritus Johannes Buys hier van Kraaifontein se wêreld wat ook kragtig ingeskakel is. Amen. Die Here doen wonders. Hy bring ons op so 'n manier. Ook sy seun wat hierdie parel werk, Johan Buys. Amen. Baie kere ingeskakel en ons mense is net dankbaar vir wat die Here doen. God will make a way and he will see fit die dag wanneer ons mekaar gaan sien in die naam van die Here saam gaan groot maak. To God be the glory, great things he has done. Liewe dierbare vriende, dis Vrydag aand. Die Here het ons uitgespaar, deurgedra en die Here kry die eer. Daar is hartseer in die dorp, amen. Daar's teleurstelling in die dorp. Daar is daar is emosies in hierdie dorp wat mense nie kan beskryf nie. Dinge het skielik net verkeerd geloop, maar ek wil ook sê dat daar is ook goeie dinge wat plaasvind in die dorp oor hierdie naweek. Aan God al die ere, hy het wonders gedoen. Ek wil ook dink aan ons Samuels, wat haar geliefde apostel Samuels moes afstaan aan die kouaan van die dood. Amen. Maar ek wil weer eens sê, ons is nie soos mense wie nie hoop het nie. Ons weet, amen, profeet Slabbert noem altyd hierdie ding, hy sê, om by Christus uit te kom, moet jy deur die dood gaan. Amen. En hy het vanaand by Christus uitgekom, want hy het die stap, die proses gevat, om by Christus uit te kom. Ja, dit is pynlik, dit is hartseer, dit is nie lekker nie, maar die Here kry die eer. My gebed is met u, maar Samuels, en ek glo die Here u Sondag baie krag en baie sterkte gegee, saam met die eenheid kerk van Christus gemeente. Ek glo die Here vir u hulle vertroosting sal bied in hierdie tyd van rou. Vanaand wil ek saam met u praat oor ek het al verskeie kere gepraat oor Psalm 23, maar vanaand wil ek spesifiek praat oor die 4de versie vir 'n paar minute, en baie kortliks en baie kragtig. En dit lees as volg, my liewe vriende: selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u, met hoofletter, is by my. In u hande is ek veilig. Dis die 83 vertaling. Amen. Ek hou van die manier hoe 83 vertaling omstel. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. Amen. Mag God sy geleesde woord seën tot ons harte. Liewe dierbare vriende, amen, ons is in 'n tyd waarin ons baie onseker is. Ons is in 'n tydsone waarin die dinge nie lekker uitwerk nie. Mense het gedink so 'n paar jaar gelede mense sal nie kon dink so 'n paar jaar gelede dat dinge so sou uitdraai met die nuwe government en so aan nie. Amen. En jy weet, die veranderinge het so vinnig plaasgevind dat toe jy oopmaak, toe sien jy maar dinge loop nie soos wat jy gedink het so 'n paar jaar gelede dit sou verloop nie. Amen. En David kom en hy maak ons weer attent. En hy sê, luister, ons moet weet in hierdie tyd wie ons herder is.
daar gaan baie mense kom, wat sê hulle is die Christus. Amen. En jy moet kan onderskei, jy sal moet kan discern, en sê, luister die man, jy is nie van die Here nie, of jy is van die Here, want ek hoor na wat jy verwys na die skrif, en ek kom nie lekker, jy weet, my gees kan nie lekker klop met jou nie, want hierdie tekste en die goed in openbarings wat jy hier van praat, weet ek nie van nie, ken nie van nie, want dit klink nie Bybels nie, of ek het dit nog nie raak gelees nie. Amen. Want weet jy wat maak die Heilige Gees? Sodra ek praat uit die woord van God uit, amen, dan sal die een wat daarna luister, hy sal kan saamstem, want somewhere het hy gelees van hierdie teks, of hy het gehoor van hierdie teks, of van die sonnaskool was dit miskien vir hom vertel. David sê, ons moet weet wie ons herder is. Hy sê, die herder, die Here is my herder. Amen. En dit kos iemand om so 'n stelling te maak. En jy kan alleenlik daai stelling maak as jy 'n verhouding met die persoon het. Amen. Jy kan nie die so stelling maak as jy nie in 'n verhouding staan nie. Want die Bybel sê in Johannes, daarom het julle die vyand, die duiwel, as julle vader. Jy sien, en as jy die duiwel as jou vader het, Satan is jou vader, dan kan jy nie die stelling maak en sê dat die Here jou herder is nie. Amen. Jy moet 'n verhouding hê. Ek het so tyd terug gepraat oor verhouding versus kom ek noem dit in Engels, commitment versus relationship versus emotions. En weet jy wat, die pragtige ding uit hierdie verhaal uit, jy kan net sekere statements maak, wanneer jy in die ding betrokke is. Met ander woorde, jy kan net sê, jy is committed tot iets, as jy 'n verhouding met die persoon het. Amen. Kom ek bring jy nog nader. Jy kan nie in 'n huwelik gaan. Amen. En dit blindelings vows exchange nie. Amen. Om in 'n huwelik te gaan, moet jy lief wees vir die persoon met wie jy gaan trou. Met ander woorde, as jy lief is vir die persoon met wie jy gaan trou, dan sluit jy 'n commitment met die persoon. Jy is verbind tot die persoon. Amen. En om verbind te wees met die persoon, sê vir jouself, ek is in 'n verhouding. Amen. Niks gaan my dan nou skei van hierdie persoon nie. Dit laat my besef wat Paulus hier in die boeke van Romeine skryf in die 8ste hoofstuk sê, wat sal my dan skei van die liefde van Jesus? Want jy sien, daar was 'n verhouding tussen Paulus met God. En weet jy, baie min van ons mense het daai tipe verhouding. Ons het wel emosies. Amen. Ons praat van die Here, want ons het gehoor van hom, maar ons het nie regtige verhouding met hom nie. Wat beteken, ek is nie in 'n verbond met hom nie, ek is nie verbind tot hom nie. Amen. Want daar gebeur te veel goed, my God, dat ek nie met hom in verbinding kan kom nie. Amen. Ek het miskien nog nie my sonde bely nie. Ek het miskien nog nie oorgegee aan die Here nie, want ek praat van hom. Amen. Ek luister baie kere hoe mense refer tot die Here. Amen. Persoon sal miskien sê, ek ken my God. Die feit dat jy die Here ken, sê nie, jy het 'n verhouding met hom nie. Ek weet wie die Here is. Ek weet, hy is God. Ek weet, hy sal vir ons deurkom. Maar jy sien, die feit dat jy dit sê nie, jy het 'n verhouding met hom nie. En as jy 'n verhouding met hom het, is jy verbind tot hom. Amen. Dit hoekom David hierdie stelling kan maak, want hy is verbind tot God en sê, ek weet dat die Here is my herder. En nou sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare, 33 vertaling.
Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer. U sien, hy is nie in die dal van doodskade weer nie. Hy maak hierdie vergelyking omdat hy in verhouding staan met die Here en sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, weet ek dat die Here met my is. Kom ek bring dit na ons tyd toe. Al gaan ek ook deur probleme, al gaan ek is nog nie in die probleem nie, maar al gaan ek daardeur, al kom dit op 'n tyd wat ek het nie verwag het nie, al word my liggaam aangeval met siektes, amen, al word my familie getoets op baie maniere, al is my kinders drug addicts, al is my man in 'n buite-egtelike verhouding, al is my vrou in 'n buite-egtelike verhouding, hulle is nog nie in die verhouding nie, amen, maar al is, ek wil net die stelling so stel, verstaan nie, dat u moet verstaan wat die skrif sê, al gaan ek, en al is ek, en al word ek beproef, weet ek dat die Here is my herder. Amen. Amen. Die teks sê verder, in sy hande is ek veilig. My liewe vriend, dis in kort wat ek u vanaand bemoedig. Maak seker dat u die herder, Jesus Christus, daar sê Fernando, prys die naam van die Here. Maak seker dat jy Jesus Christus as jou herder het. Amen. Neem kennis. Die feit dat jy hom ken, sê nie dit 'n verhouding met ons Here Jesus Christus nie. Amen. Die feit dat jy van hom praat, sê nie dit 'n verhouding met ons Christus Jesus nie. Amen. Hallelujah. Relationship versus commitment versus emotions. Ons raak baie keer confused. Jy praat van die Here, jy is emosioneel wanneer jy deur 'n situasie gaan maar jy het nie 'n verhouding met hom nie. Dit maak jou nie 'n kind van hom nie. Amen. Nou om 'n kind van die Here te word, moet jy jou sonde eers bely en hom aanvaar as jou God van jou lewe. Alleenlik dan is die Here getrou en regverdig om jou, amen, sy kind te maak. Dis waarom Johannes sê, en almal wie hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. Amen. Nie genoem te word nie, om kinders van God te wees. Amen. Dis in kort vanaand, net 'n bemoediging, terwyl jy gereed maak om te gaan slaap. Naweek is op hande. Ons weet nie wat in hierdie naweek kan plaasvind nie. Amen. Halleluja. Maar al gebeur wat, dit het nog nie gebeur. Amen. Al gebeur wat hierdie naweek. Amen. Weet dit dat die Here is jou herder. Jy sal niks kort kom nie, want hy is met jou. In sy hande, sê Dawid, is jy veilig. Mag die Here sy woord seën. Mag hy die Here sy aangesig oor ons verhef en ons vrede gee. Mag ons sy krag en sy genade ervaar, soos nooit van tevore nie. And to God be the glory. Great things he has done. Maar vir hulle wie hier in naweek voor 'n oop graf gaan staan, maak seker jy ken die Here in sy krag van sy opstaan. Met ander woorde, maak seker dat jy 'n verhouding met die Here het. Net hy alleen kan jou vertroos. Amen. Hierdie naweek, terwyl jy deur hy dal van doodskade weer gaan. Jy ervaar die pyn, die hartseer, jy vra wat jy wil vra. Amen. God has all the answers. Mag u naweek geseënd wees. Hulle wie verjaar het, my dogter vandag verjaar. Amen. Geluk met haar verjaarsdag. Sy wil nie 'n babatjie genoem word nie, but she is still my baby daughter. Amen. To God be the glory. En baie dankie weer eens vir al die gelukwensinge vir haar. Amen. Sy waardeer dit. Ek weet dat die Here
U julle seën vanaand. Halleluja. Daar's 'n lied wat sê, amen. In sy hande is ons veilig, as ons net op hom vertrou. Die Here seën u mooi aan verder. Amen.